Goeiedag en welkom by die nuutste episode van Net nog enetjie waar ons net lekker informeel na werk 'n bier drink en praat oor alles wat in Suid-Afrika gebeur en daar's genoeg, moenie misverstaan nie, the gift that keeps on giving. Skink vir jou enetjie, as jy in die kar is moet asseblief nie, kom wag net soos by die huis is, maar andersins pause gou, gaan gooi vir jou ietsie en dan drink jy net saam met ons 'n bier en ons praat bietjie oor alles. Ja, so vandag op die Spice Card, ons gaan 'n bietjie gesels oor die FSA, ons het al lekker voorheen daaroor gesels en dit nogals uitgepak, maar so die Solidariteit-beweging se afvaardiging is terug, daar was intussen ook 'n DA-afvaardiging en die regering skarrel om 'n afvaardiging te kry. En dan gaan ons ook oor die begroting gesels, wat ook 'n geskarrel is, so daar moes 'n begroting wees, hy was nie daar nie, en nou moet hy die 12de Maart plaasvind, en ons gaan sien of dit wel die geval gaan wees. Net voor ons wegspring, net nog enetjies op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Gaan gesels asseblief saam, vra. As jy enigiets spesifiek het waar jy wil hê ons moet gesels, of iets waar jy wonder, baie dankie vir almal wat bydraes lewer, baie dankie vir almal wat resensies los. As jy 'n spesifieke vraag het, asseblief neem die vrymoedigheid om dit te doen, ons gesels graag saam. Goed of sleg, ons het nie altyd al die antwoorde nie, maar dis die hele idee, is dat ons saam praat en saam wonder. Probeer sin maak. Ja, en dankie dan natuurlik ook vir Uitspan Deli vir ons bierbekers, los my volk en bier, los my bier en volk, vir die van julle wat luister en nie kyk nie. Ja, laat hy val waar hy wil. Ja, nee. Goed, so die Solidariteit-beweging se afvaardiging is dan nou terug uit die FSA, nadat hulle vir omtrent 2 weke daar was, en met 'n klomp rolspelers daar vergader het, en hulle was by die Withuis, en hulle het met think tanks vergader, en hulle het met Joel Pollak dan ook gesels, wat heel moontlik die volgende Amerikaanse ambassadeur hier in Suid-Afrika is. So ja, wat gebeur dan nou volgende? Ons weet die DA het toe nou ook gesê, okay, maar ons afvaardiging was daar ook, dit het nogals redelik stilletjies gebeur. Dit was onder die dekmantel gewees, so ek het eers besef, hulle is in die FSA toe hulle teruggekom het van die FSA. Ja, ek dink meeste mense het dit so besef, en mense weet nou nie of dit weens 'n gebrek aan iets gebeur nie, of nie gebeur nie. En dan die regering, ja, ons hoor nou eintlik elke dag verskillende goed van, okay, maar miskien gaan hierdie enetjie gaan, miskien gaan hierdie enetjie gaan, en dan word gesê, moet liefs nie hierdie enetjie stuur nie, so ek dink hulle sukkel nog om te besluit wie moet gaan, en wanneer gaan ons, en kan ons nog gaan, en gaan ons ontvang word, of Ja, ek het dit vir my teenpole. Een afvaardiging het dan net teruggekom en die ander een wonder nog of moet hulle gaan. Dit is regtig vir my twee pole van wat in Suid-Afrika aan die gebeur is. Iemand sê yes, ons gaan dit doen en ons doen dit, en hier is ons klaar gedoen, en die ander sê ons dink nog hieroor. Wees ons, waar ons. Ja, moet ons nie. Nee, hierdie alles terug, die Solidariteit se afvaardiging. Nee, ek dink daar was wesenlike kommer dat hulle by die lughawe moontlik al in hegtenis kan geneem word vir hoogverraad. Ja, kyk, wel, ek sal sê, dat die regering het al so die ou wink wink, nudge nudge met dalk word jy ontvang deur hulle familie. Dalk nie. Nee, dalk word jy ontvang deur Pieter Groenewald. Met families, dit is mense wie se mense bekommerd is oor hulle. Maar dis die ding, as onthou nou die verrading, ek dink daai kom meer uit, dit was die paniek in die ANC amper, wat gegaan het, ouens wat vir hulle sê, luister, ons is eintlik in beheer van die land, so ja nee, ons is in beheer van die land, so, maar dit lyk nie so nie. Hoekom is hierdie ouens, hoekom is hierdie ouens besig om vry rond te hardloop, ons moet iets doen, ons kan nou nie regtig hulle oortree nie 'n wet nie, maar niks, is jy seker, dan gaan die een ding dalk is dit, ons kan dalk op verraad iets doen, so, hulle weet ook, as geen manier so klagte ooit gaan stiek nie, dit beteken nie, jy kan dit nie aanhangig maak en maar dis nou maar bietjie, dit het gevolge vir mense. Presies dit is nou basies rofstoei politieke vertoon tipe situasie wat hy nou gaan, okay, kom ons maak of ons baie kragdadig reageer, maar eintlik nie, maar dit is belangrik dat daar het nou niks van gekom nie, hulle is terug op kantoor, en dan moet mense 'n bietjie gaan kyk, okay, nou dat die stof so bietjie gaan lê. Nou dat almal oor die besoek is, wat is dit wat ons oorhou van die besoek? Wat bly oor en waartoe gaan Suid-Afrika dan nou post hierdie besoek. Ek dink die een ding wat duidelik is ek dink nie ons gaan dieselfde wees nie. Ons is duidelik nog steeds op Trump se radar. Hy het nou weer so vlug die boere sit so gedoen met sy tweet, wat hy nou gaan verander het vanaf vlugtelinge na boere met hulle families. So dis daai selfde dreigement wat hy die hele tyd oorstuur wat Pollak verwoord het ook, wat sê ons gaan julle mense vat. Moenie misverstaan nie. Julle hanteer hulle baie sleg
En ek dink dit is toevallig dat daai tweet kom die dag na die debat in die parlement waar boere werklik sleg hanteer is weer, wat hulle sleg gesê het van 'n kant af deur. Ja, en Julius Malema wat weer ontken het dat daar enigstens so iets as plaasmoorde is. Ja, hulle hou aan met dit. So dis net die boodskap, die dreigement bly wat sê verstaan gou mooi, die mense kan skuif en jy moet die mense wat jou kos maak goed hanteer, wat goeie advies is vir enigiemand, moet nooit die kombuis kwaad maak in jou huis, was ook in 'n restaurant nie. Dit gaan vir jou sleg. Maar daai steekie net weer ingekry het, maar ek voorsien Amerika is nou, is 'n bietjie besig, maar ons is nie van die radar af nie, dis baie duidelik. En hoe langer die ANC vat om 'n afvaardiging te stuur, hoe moeiliker gaan dit vir hulle raak. Alhoewel ek weet ook nie of jy nou wil gaan nie. Dit is Ek weet nie, julle daar's ander Afrika lande wat baie goed regkry om afsprake gemaak het. Ek weet nie hoekom sukkel ons so die lyn bly beset. Botswana se president het ja. hy het 'n afspraak gekry. Ja, iemand het sy oproep geneem. Jy weet dat hierdie is nie 'n korttermyn ding nie. So mense kan nou sê wat nou, ons kan praat oor wat nou wanneer Trump na 4 jaar nie meer daar is nie. Maar jy weet langtermyn ooreenkomste word aangegaan. Jy bou 'n verhouding met 'n land. Dit is nie 'n ding wat tot vandag of môre. En jy sê nou, jy weet ons bly op die FSA se radar, hulle is besig met ander goed en dan die oomblik wat dit vir ons voel ons gaan vergeet, dan tweet iemand 'n foto van die Iranse ambassadeur en dan sê sy hallo, julle vergeet van ons. Ja, ons probeer ons beste. Dit is, kyk, dit was, ja, ek moet sê, dit was nogal nie die wysste skuif om te gaan toe Amerika nou net so 'n bietjie gaan. Alraai, ons hoor julle solidariteit, dalk moet ons nou nie die land straf nie met die ANC kom. En dan tweet iemand iets. Mbula Mokonyane met #BlessedFriendsForLife. Jy sit sy saam met Iran, met die woorde, hulle sê, hoekom sal jy dit doen, is 'n diplomatieke krisis. Ons steek nie ons vriende weg nie. En dan het jy natuurlik die meesterlike kommentaar wat sê, kan nie toelaat dat Washington jou besoeke met internasionale ouens bepaal nie. Maar dis soos 90% van diplomatie is letterlik wie sien jy en wanneer sien jy hulle. So nee, jy behoort En wie sien dat jy hulle sien? Dis die punt, jy behoort baie wyser te wees oor 'n besoek van Iran, gegee die feit dat Amerika Iran op die naam noem en al wat jy kan doen is dis maar die ou middelvinger wat die ANC vir. Dis vir my daar's 'n kernfokus op Iran. Grappie, ek kan nie verstaan, daar staan Mbula Mokonyane op haar foto. Sy weet dat dit met haar as 'n vrou nie baie goed in Iran sal gaan, byvoorbeeld nie. So hoekom is hierdie vir haar, hoekom is hierdie ons vriende? Iran is nie op my bucket list nie. Nee, ek kan verstaan dat jy nie so intoe wil gaan nie. Ek is moontlik net nie is nie heeltemal op my plek genoeg. Build different. I went and then I ran. Dit is, kyk, Wel, ek is ook nie 'n draver nie, so niks daarvan vir my goed eindig nie. Kyk, dis die so ons het daarom 16 dae wat ons nou nie geweld teen vrouens en kinders het. Julle is net te goed vir ons. Maar Iran het daai 16 dae weggevat. Hulle doen dit maar die hele jaar. Wat 65 ja, dis hulle en dit is die mense saam met wie ons op foto's wil verskyn. Ja, ons geniet blykbaar meisondlande. So kyk, daar is 'n vraag en dit is iets wat fascinerend is. Die ANC voor 2024 het nogal gesukkel met kontantvloei. Ek dink mense vergeet dit nou, maar daar was elke 4 na 6 maande dan sê, ons kan nie salaris betaal nie. Sorry julle gaan nou maar vir die saak een maand. Daar was nou weer Ons nou vir dit nou so 'n bietjie weer begin doen, maar dat die biljet beslag gelê op alles. En daai probleme het feitelik volledig verdwyn oornag vir 'n hele ruk. En hulle het glad nie meer die kontantvloei issues nie, maar hulle het minder parlementslede, minder steun, en hulle het hulle skuld afbetaal. So iemand ergens het hulle so 130 miljoen, dit was 2019 se verkiesings se skuld wat hulle 2024 betaal het. So ergens het daar 'n paar miljoen rand na hulle toe gekom. Dalk iets erf by iemand. En jy kan self sê hulle het 'n paar 100 miljoen rand ontvang. Ons kan nie weet waarvan af nie. Dis 'n woeste bewering. Presies dit. Maar ergens het hulle het ergens geld gekry. Ons weet nie waar nie. Niemand was weer 'n golf van who's it my China. Net twyfel. Nee. Nie noodwendig nie. Nee. En kort daarna het hulle hysteries begin Hamas verdedig in
in howe ensovoorts. Is hierdie nie net 'n samestellingsteorie nie? Dit is absoluut, daar's niks bewyse vir nou nog nie, at least for now. Maar gee dit tyd. Maar Dit gaan kom. Iets is baie verdag met hulle geldprobleme wat net verdwyn het. Dis nou nie meer probleme nie. Dis nie meer probleme. Dit is nou vandag met hulle geld. Dis die ding is, ja, want onthou jy het gegaan van ons kan nie salarisse betaal nie na vir Kilian Balula wat basies met The Luxury of the Seas opdaag by Robben Eiland. Wel, dit was al skip. Daar was 'n pure nagmerrie geweest. Hoorie maar is wat dit voel of wat eintlik hier ook aan die gebeur is dit voel of Suid-Afrika homself probeer posisioneer as hierdie champion van die global self, hierdie nuwe ding wat nou hierdie nuwe opmars waar ons sê okay, maar ons is moeg daarvoor om net vir die weste te luister en die weste gaan nie vir ons voorskryf nie en nou wil Suid-Afrika homself champion want hy meen dit wat hy nou deur is en hoe hy dit hanteer het en hoe hy destyds internasionale steun hiervoor gekry het en hierdie hele ding gedryf het en hy is mos na die bevrydingsbeweging dat hy nou hierdie champion kan wees en dat maar ek meen dink jy dan nou jy gaan nou van al hierdie mense as jy dan nou die champion is met ander woorde so jy gaan nou guns hier by almal hê is dit dan jou nuwe ouens met wie jy gaan uithang wat vir jou gaan geld gee met wie jy handel ooreenkomste en al hierdie goed gaan in plek stel en dink jy dis volhoubaar. Ek dink ons het eenvoudig nie tot daar gedink nie. Ja. Ek dink jy moet gaan kyk na die somme en ek is nie somme mense maar as jy gaan kyk na wat voer ons uit na die FSA, wat voer ons uit na die Verenigde Koninkryk, wat voer ons uit na Rusland, dan gaan sê met wie is die mense met wie ons 'n verhouding moet bou. Dit gaan oor geld uiteindelik, want dit gaan daaroor dat ons ekonomie wil laat groei. Ons wil werk skep vir almal in hierdie land. Dit en die meeste van ons mense het nie werk nie. Die meeste Suid-Afrikaners wat ons het uitgebreide werkloosheid is wat 42. Dit is 'n ongelooflike syfer mense. Jy weet so ons wil bande bou met mense wat vir ons gaan help om te groei. Jy weet ideologiese geskiedenis sit nie kos op iemand se tafel nie. Is met hierdie goed laat gaan. Dis kyk Ons moet ons hawens toemaak vir hulle en appels erns heen stuur. wat ons lemoene was. Wat ons lemoene. Nee, ons buitelandse beleid het baie sterk. Wel ons met hulle Suid-Afrika se buitelandse beleid het baie sterk peaked in high school vibes tans. Ons was baie goed gewees en of die eerste span kaptein en nou is ons 30 en oorgewig, maar ons glo vas, yes, as ek die bal kry sal ek glorie daar. En dis presies, hulle is nog in hulle glorie daar, maar hulle is nog soos in die koue oorlog glorie daar. Hulle is besig met Sowjet buitelandse beleid wat is Amerika moet geïsoleer word want Rusland gaan na ons kyk. Dis uitsonderlik kommerwekkend dat daar regtig nie begrip is nie, maar snaakser as dit wel, is net die toondoofheid om hier's 'n diplomatieke krisis. Dis baie duidelik. Solidariteit het mooi laat weet toe hulle terugkom ook. Verstaan ons, hulle is baie kwaad vir julle. Dis nie bietjie nie. Daar's 'n rede hoekom Ibrahim Rasool nou al 6 of 7 police kommies moes stuur en nog steeds nie teruggebel is deur die Withuis nie. So hulle is regtig kwaad. Julle gaan moet plan maak en ons antwoord is Cyril skryf 'n stuk in Foreign Policy wat hy Trump apartheidsleier noem. Daarna gaan ons op 'n bootcruise saam met Iran en ons doen #blessed selfies. En Hy skryf in sy nuusbrief landbou moet hy skryf in sy landbou moet transformeer. Ja, presies dit. En dan het jy saam met dit Amerika gaan bietjie met wat is hierdie raswette waarvan hulle praat. En Suid-Afrika se antwoord is nee, ons het geen raswette nie, gevolg deur maar hierdie cricketspan kan nie verder speel nie want hulle is te wit. So by wat is dit dan? Is dit nou nie ras nie? Sê hulle nee. Dis regstelling. So okay, maar op wat stel hulle reg? Nie op ras. So is dit nie net ras nie. Nee, is nie. Dis regstelling. Daai soortgelyk aan iemand wat vir 'n regter sê, nee edelagbare, ek het nie die persoon aangerand nie, dit was 'n gesprek. Waarom het jy gepraat? Waar met my vuiste? Duidelik jy luister net. Maar dit voel vir ons gaan in sirkels hier. Ons het nou jy verwys na die cricketspan die spelers se verteenwoordiging was nie reg gewees nie. Nou onlangs is daar 'n advertensie van die minister van sport. Ja. Daar was bepaalde kriteria waaraan aansoekers moet voldoen en dit sê dit gaan voorkeur word gegee aan bruin en wit en Indiër mense en swart mense nie. En Dus die vakbond is Daar word sy kop gehys. ja, hulle is half hysteries en sê maar julle is besig om te diskrimineer. Jy weet julle kan nie hierdie uitsit vir 'n bepaalde groep en swart mense as die meerderheid word uitgesluit nie, maar dit word in 9 uit die 10 ander advertensies. Maar hierdie is ook om te voldoen aan jou raskykens. Hierdie is dan nou ook regstel. Dit gaan nou aan die ander kant en nou pas dit jou nie meer nie. Is dit regstel wanneer dit jou pas of is dit regstel wanneer jy sukkel om te tel of wat? Dis presies die ding is. Dis regstel wanneer dit jou bevoordeel en is rasisme wanneer dit teen jou is. En
dis hulle wissel mooi tussen die tweeetjies. Ek wonder of Gauteng dit as prins gedoen het nie. Om die absurditeit van die stelsel uit te wys, te sê luister, want dit is absoluut wat gebeur het. Julle wil my departement moet 80-99 wees. Hy is nou 85 iets. So ek moet Witbrein en India ons sal om aan julle stelsel te voldoen. Nou al wat ek doen is, ek doen wat ek in 80% van die poste gedoen het en nou verloor julle absoluut julle koppe. Hierdie is maar dit is daai klassieke ding wat sê moraliteit ken jy nie uit jou aksie nie, maar uit jou reaksie. Impliserende selfs diewe is vies as daar by hulle gesteel word. Ja, is niemand lekker nie. Dis vir niemand lekker. Hulle gaan by hoe durf jy by my steel? Sê maar dis jy steel by ander ouens. Ja, ek weet die kar was gekaap, maar ek het hom gekaap. Dis my kar. Dis anders as ek hom gekaap. Anders as ek hom kaap. Ja, nee, my eerste gedagte toe ek daai sien was pot kettle black. Maar dis presies. Regtig, guys, jy dit elke dag. Pot kettle historically disadvantaged asseblief. Is belangrik. So dit kom neer op jy is korrek, is wanneer die skoen op die ander voet is, dan is dit baie duidelik wat hierdie is. En dis eintlik dis 'n hysteriese komedie waarin ons leef is. Jy het aan die een kant wat hulle van Amerika sê, julle weet nie waarvan hulle praat nie. Hier is geen raswette nie. Eintlik is ons net soos ons elke nou en dan WhatsApp ons Iran, maar dis niks ernstigs nie. Opgevolg deur hier is ons Together for Life en dan nou Ek dink julle vergeet letterlik ons diskwalifiseerde cricketspan nie op die telbord nie, maar op die vanfoto en ons sit advertensies wat uitdruklik sê wat 'n ras moet die persoon wees. So Suid-Afrika dit is min wat jy die punt wat die solidariteitsbeweging wou maak vir hulle so kragdadig maak soos wat die ANC nou gedoen het. Die vraag dan nou, en dit is 'n luisteraarsvraag wat ons sommer hier kan inwerk van Gerard Botha af is nou wat nou? Wanneer as Trump nou as al die aandag oorwaai, hoe lank gaan die aandag op ons bly en hoe lyk dit dan? Wat gebeur dan? As Trump gaan? Wel nie dat Trump sal regering vir ewig moet in 'n stadium doodgaan. Nee, maar ewen net tot nou na die G20, so van November. Ek meen maar dan obviously moet die Amerika dan nou hier wees vir die G20 en hulle neem dan die voorsitterskap oor daarna. En dan kan hulle ons uiteraard heeltemal ignoreer. Hulle kan ons vergeet ja, so wat dan? Ja, wat is die antwoord? Ek vermoed die aandag gaan minder raak na November. Dan mag dalk die ou oorhandiging in 'n leesstoel wees wat ons die stokkie neersit en dan later kom al Secret Service agent dit. Maar nee, ek is swart. Dit kom die ding is, onthou nou, Amerika en Trump spesifiek is baie duidelik oor dit. Amerika eerste, so hulle dit sien. So hulle gaan niks doen wat nie in Amerika se belang is nie. Wat presies is. Amerika eerste kan ons nie net kom by Suid-Afrika eerste ook. En Iran tweede en Rusland derde. Ons hoef nie van Amerika te hou nie, maar daar is nie slegte benadering te volg. Dit is wat jy moet volg met internasionale beleid, of buitelandse beleid. Is baie eenvoudig. Jy's daar om jou land se belange te dien. So jy kan dit sien met kyk hulle trap die Withuis se drempel deur ander lande. Hulle hou nie van Trump nie. Dis baie duidelik. Ja, dis nie waar dit gaan nie. Maar hulle weet luister, dis die grootste beurs in die wêreld hierdie en dis die grootste weermag en vir my land se belange is dit belangrik dat ons verhoudings ten minste op 'n plek het waar ons nie op mekaar skiet. En veral waar jy sit, hier waar jy geografies geleë is, wat jy eintlik niks hoef te worry oor niks nie, verstaan? Jy is hier in die middel, jy hoef nie te worry oor die global south nie, jy hoef nie te worry oor die weste nie. So jy kan net mense gelukkig hou en seker maak jou land floreer en die ekonomie sal floreer, maar nou moet daar verslae van die Wêreldbank om vir jou sê oor hierdie is hoe jy ekonomiese groei kan kry. Wat wel hysteries snaaks is dat die kritiek op die Wêreldbank was gewees. Julle klink net solidariteit. As ek by of en oorweeg dit vir 'n opsie, net vir 'n oomblik, dalk is julle verkeerd. Nee. Hulle is geïnfiltreer. Maar dit laat my voel soos wanneer kom mens dan op daai punt? Wanneer is daar genoeg gewaarsku, genoeg raad gegee, genoeg voorstelle gemaak? Ek weet daar word vir jou gesê, hoorie, ek dink jy moet dalk van jou rasbeleid en al jou ander arbeidsgoed wat net alles so ongelooflik moeilik maak. Jy is nie meer 'n ding in 'n mark nie. Jy sluit mense uit, jy ontnigter beleggers, hulle wil nie hiernatoe kom nie. Jy sê eintlik vir hom nie hiernatoe kom nie. Soos jy moedig hulle aan om nie hiernatoe te kom nie. Ja. Daar sê vir jou, vat hierdie en hierdie weg, kry jou instellings in orde, laat die private sektor help en ingryp wat hulle al uiteraard tot 'n baie groot mate gedoen het en ek meen ek dink as dit nie vir die private sektor was nie, was ons
heel wat slegter af. Maar wanneer gaan jy begin luister of enigstens agslaan daaraan of voel okay, maar dalk moet ek hierdie oorweeg? Sien jou probleem is jy antwoord nie die vraag wat die ANC permanent het wat meeste mense het na hulle Hoe verstand. gaan ek hier by baat? Hoe hulle verstand na hulle verstand dan uitgehaal het wat net is hoe gaan ek eet? Hoe gaan ek so eet? En dit is die probleem. As al die stelsels is opgestel met een doel om die trog vir die kaders vol te hou en dat hulle kan daar plunder. So dis as ons nou praat oor wat gaan gebeur is die aandag gaan hard op Suid-Afrika wees tot November van Amerika af, maar van die res van die wêreld af ook. Ja, dit kom nou baie oor. Dis soos ons sê die Wêreldbank ding, al die goed gebeur nou so half gelyk. Exactly, so ons het 'n geleentheid as 'n minderheidsgroep dan nou om hierdie aandag te gebruik om van hierdie malbeleid regtig in die kalklig te sit. Dis wat Solidariteit gedoen het by Washington. Die ANC doen dit nou toenemend meer. Want hierdie cricket ding behoort internasionaal nou vir die eerste keer te tref. Hulle het nog nooit van in ons cricketliga belang gestel nie, maar nou begin dit vreemd raak. En as jy daai druk eers begin sit op so 'n stelsel is die hoop dat jy die buitelandse druk kan omskakel in 'n einddatum of iets in daai lyn wat net sê dit is nie normaal nie. Dis nie normaal om 'n rasref te hê wat moet sit en permanent tel en dan as hy wonder op Facebook te gaan en te gaan kyk wie is jou pa, wie is jou ma, is jy regtig swart, Kali as ek hoor. Dis vir ons is vol in daai belaglikheid. Ons moet ook nie onder illusies wees nie. Die oomblik wat dit nie meer in Amerika se belang is om Afrikaners as gunsteling te hê nie, gaan hulle ons los. Dit is wel Ons is nog altyd okay, ons gaan dan ook wees. dis die punt is, ons gaan dan ook wees. Ons sal sien hoeveel mense neem die aanbod op om oor see te gaan. Ek verstaan as mense dit wil doen. I get it, as jy regtig nie 'n toekoms hier sien nie, dan is dit 'n uitweg. Maar jy moenie onder illusies wees dat as jy gaan kyk, ons tans word ons gebruik om die ANC deur die gesig te slaan, soos genoem al. En dit beteken ergens gaan Amerika dan agterkom. Hulle het reg gekry wat hulle wou. En dan gaan die aandag minder raak. Of hulle gaan agterkom, ons gaan nie reg kry wat ons wou, ons moet 'n ander taktiek probeer. So gebruik dit nou, maar gebruik dit slim. En ek dink dis wat die beweging se boodskap in Washington was ook, is help ons om hier julle belange te help dien, want dit maak vir Amerika sin om te sê ons kort iemand wat Suid-Afrika vir ons verduidelik. Hulle verstaan nie lekker dat jy moet op hout braai nie. Jy verstaan goed soos dit wat jy inherent vir hulle moet verduidelik. Belangrike ding soos dat jy op hout moet braai. Dat jy op hout moet braai, kern buitelandse beleid. Nee, net plain hulle verstaan nie hoe werk Suid-Afrika nie. En ons is een van die min westerse groepe, ons is westers op ons inslag wat wel funksioneer en in sekere mate selfs goed doen. Florie in 'n Afrika omgewing. So ons het daai lesse al geleer. Dus ons weet hoe werk jy met hierdie omstandighede. En dit is geweldig nuttig vir 'n Amerikaanse besigheidsman wat wil kom belê en dan nie kan uitfigure wie moet ek nou, hoekom moet ek hierdie betaal? Ja, absoluut, soos met tolk te hê. Die ou klassieke een van hoekom kos 'n koeldrank R200? Ek verstaan nie. Waarom voer julle nie hulle verkeersbeamptes nie? Almal so koeldrank. Daai tipe goed. Koeldrank is baie duur veral langs die pad as jy dit betaal. Dit is die ding is daai daai impromptu By die kafee is dit alright. Luister, hulle het so van die koffers gepraat, hoe hou ons hulle vol? Ja, en ek net laasens in 'n oorskakeling, ek meen dis bietjie baie soos 'n drukkoker. Ek meen in baie opsigte en ons gaan nou praat oor hierdie ander deel van dit waar jy hierdie klein belastingbetalers basis het en die belastinglas op hulle is van die hoogste in die wêreld. En jy gaan net voort om uit elke liewe dingetjie wat jy kry te probeer druk vir nog geld. En dis die ding, ek meen hulle soek net meer en meer en meer en meer en mens sien nie dat dit oorgaan in iets anders waar jy ook sê op 'n plek kom en sê okay, maar is dit nie nou tyd om besnoeiingsmaatreëls aan te kondig? En dit is wat ek meen nou moet minister Enoch Godongwana, hy moet nou weer Woensdag moet hy nou weer 'n nuwe begroting voorlê nadat daar natuurlik oor die BTW beklei is en gesê het okay, maar sorry, julle gaan nie BTW verhoog nie, so ek kry 'n ander manier en daar is net soveel opsies op die tafel. So dit is om meer geld te leen, dit is om belasting te verhoog of dit is om te besnoei. So wat is dit wat jy nou gaan doen? Weereens, wanneer gaan jy op daai punt kom waar jy moet besef, okay, ek kan nie hierdie mense meer druk nie. Ek gaan die bietjie belastingbetalers wat ek het, gaan ek verloor. En hulle weet mense raak ook baie meer belasting slim, om seker te maak hulle word omdat die belastinglas hoog is. Jy word slimmer sodat slim is baie goed, jy ontduik nie, jy ontwyk. Dit is wat jy doen. Ek weet jy gaan ons môre 'n begroting Wat dink jy is die kans as ons Woensdag 'n begroting kans het 100 gee
actually begroting is woensdag. vir 'n begroting Vir 'n dat daar begroting. een ter tafel gelê gaan word. Ja, dat voortgaan. Ek gee hom 28. 28. Ja. Ek kan sien jy het lank gedink hieroor. Nee, ek sit om Wat wiskunde punte dadelik met my op. Gee hom ten minste soos die slaagsyfer of so. myne 'n slaagsyfer. 30%. Nee. ek sal ons 'n bietjie meer. Ek dink dit O, rarig. is so 50-50 is waar ek is. En net om maar dit lekker sê en ek graag wil 50-50 sê. Maar ek dink dit is so helfte. Dis nog nie seker dat actually begroting gaan wees nie. Hulle beklei nog 'n bietjie. Nico, wat sê jy as jy persentasie moet skat? 60-60. 60-60. Maar jy sien, so ons weet nie of dit Dis ek ons nie die blitsige begroting kan. Ja, maar daai is perfek. Dit is soos jy weet nie of hy betyds afgelewer gaan word nie. Jy weet nie of iets onklaar gaan raak op pad so en doen nie. Gaan hy in 'n lekker sakkie kom Of of checkers vra om die begroting. gaan die sakkie geskeer wees, gaan alles uitval. Nee, checkers gaan ook om aflewer en Nee, jy's korrek. Ek die huidige stryery binne die begroting is eintlik maar dis kieswetter Kolongwana. Kieswetter wat hoof van SARS is sê Carols, ons kan 800 miljard, so 800 000 miljoen rand, hulle 60 miljard kort, meer invorder as julle ons dit so bietjie sterker maak. Nou die vraag sou wees hoekom gee jy dit nie vir hulle nie? Dit maak vir my sin. Maar die probleem is die mense wie daai gaan betaal. Kieswetter praat van leefstyl audits van ouens wat ontduik ensovoorts en hulle het 'n baie spesifieke connection met die ANC. Dis hulle vriende wat nou meer belas gaan word want ons het Daai elite groep. ja, dis daai ouens wat Ekskuus as ek belas moet word kan hulle nie maar ook nie. ja, jy sien, maar jou vriende regeer nie. So daar's baie ongelukkigheid oor Ek ken nie my vriende nie, kon nie maar jy's reg hulle regeer, nie? Hulle regeer nie, dis waar. So dit kom neer op hy sê dis nie nodig om enigiets te lig nie. Ons het geweldig baie geld wat ons op die tafel los as SARS. As ons dit kan begin 'n bietjie fokus op want daar's van daai goed dat daar een ou is, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy is uitgevang. Hy is hof toe gevat deur sy eksvrou vir onderhoud. En toe kom dit neer op hy post op Instagram sy 2 nuwe Maseratis as sy amptelike inkomste is soos R10,000 'n maand wat hy verklaar aan SARS. En toe gaan hulle by of jy het so 'n geweldige goeie deal gekry. Ja, dit was soos 2 vir 1. Dis net die doppe. Dis een van die grootste balloon payment in die wêreld. Of iemand jok hier oor actual inkomste. Nee, mense jok nooit oor hulle inkomste. Maar dis die ding, so daai ouens kom weg met absolute moord tot dusver. En kieswetter sê luister as ons actually begin hierso leefstyl audits doen en so voort, dan gaan ons baie meer belasting inkry. Ons hoef nie te lig nie. En Golongwana en die ANC gaan met ja, maar dan moet ons vriende betaal. So wat ons eerder wil doen is en hoor ons uit. Laat almal Waarvan ons laat die armes betaal. Want dis wat BTW is. BTW is almal betaal gelyk, maar dit tref altyd arme huishoudings harder want net prakties. Kry jy nie net skaam net deur die woorde te sê nie. Skaam jy jou nie? Maar dat hulle het 'n groter deel van hulle inkomste betaal vir kredietwaar en al die goed waarop BTW is. Julle ek het teruggekom by almal is skool van Amerika met Amerika eerste. Ek kom terug by Suid-Afrika eerste dalk. Maar dit is nie Suid-Afrika, dis ANC eerste. Dit is nog altyd ANC eerste. So dis omdat dit selfs in COVID so gewees is. Ons het daai eerste lockdown aankondiging was 2 ure laat want Cyril moes eers vir die ANC vertel wat kom voor hy vir die land vertel het. So sy prioriteite is bietjie vreemd om wat dit betref, maar ons moet nie verbaas wees nie. Dis nog altyd ANC eerste en dit beteken hulle ontvang druk. Wat jy nou kan dink is hulle hierdie kaders en entrepreneurs se druk op die ANC wat sê kyk ons is nie lus om meer belasting te betaal nie want wie is? Daar's regtig as ook een of twee wits proffies wat gaan, weet jy wat belas my meer. Maar ek betaal graag welvaartbelasting. Die res van ons is nie daar nie. Dis weet ek gaan nie daai, ek is nie in daai teks. Nee, ek sal ongelukkig daar. So dis die uitdaging. Die belangrike deel hier is ek kan nie sien hoe die DA budge nie. Ek kan regtig. Hulle kan nie, want dit is nou amper 'n beginsel ding. Dit is 'n beginsel ding. Hoor dit is van die DA, ek kan nie sien enige party gaan bunch nie. Ja, hulle almal het hulle eintlik nou daaroor uit. Hulle het uitgespreek. So vir die ANC is dit hulle het nie opsies nie. Jy moet sny. Maar die vraag is waar sny jy? So jy kan begin deur sny jou rasfonds. Dan dis 20 miljard wat jy reeds het en herroep Bella soos hy nou is, dan hoef jy nie early childhood nou te befonds nie. Dit's nog 30 miljard en dan kan jy dalk die staatsdiens salaris. Ja, minder salarisverhogings, jy kan die staatsdiens bietjie kleiner maak. Jy kan enige van daai geld weer dit gaan gebeur is volgende. So dis waar beteken so jy kan dis nie so moeilik om jy uit te kom soos vir die ANC maak dit is nie, maar dit het nou intussen nou oefening geword vir die siel van Suid-Afrika basies. Is jy die ANC wat kan jy glo die rigting kies waar die kaders en die entrepreneurs gaan bevoordeel die meeste en jy het jy bietjie politieke mag om dit te werk, maar die belangrike is dat jy nie budge nie. Jy moet nie budge op die budget nie. Jy moet vasbyt hier en sit en seker maak dat
hulle gaan nie belasting lig nie. Dis die DA se posisie. Die ANC het nou vinnig begin met wel dan kry ons die EFF om dit te doen. Okay, sê vir my wat gebeur as hulle die EFF kry om dit te Dis die doen? einde van die GNU. Ek kan nie sien hoe jy bly as hulle die eerste keer wat hulle nie hulle sin kry besluit wel. Kyk, die koalisie was nie daar om saam te regeer, dit was dat ons regeer en julle vir ons sê hoe goed ons regeer. Nou is ons uit. So hulle weet ook dis die einde van die GNU as hulle die EFF kry, wat beteken hulle gaan dalk die begroting deurstem, maar dan is dit 'n mosie van wantroue en Cyril omtrent direk daarna. En jy gaan sukkel om enigiets anders daarna te doen. En jy kyk Julius gaan moeilik vir Cyril stem. As hy nou die opsie het. Hulle braai nie saam nie eers op hout nie. Nee, presies dit. Veral nie op hout nie. Veral nie. Okay, maar as die EFF argument sal was die ANC sou steun in die begroting. Wat daarna, jy weet, hoe vat hulle 'n BTW verhoging terug na hulle kiesersbasis? So anders om te sê wat kan dit beteken vir volgende jaar? dit het vir ons het 'n groot spreekbeurt in die parlement gekry. Wat vat jy terug na jou kiesers as jy sê yes, ek het gesê hulle maak jou belasting. Want die EFF se kiesers is maar arm mense, die meeste van ons is maar arm. Die EFF is Werkersklas. Nee, fascinerend genoeg. Die EFF is 'n middelklasparty wat aantrek soos 'n werkersklasparty. Hulle het baie min werkersklas kiesers. Hulle is die jappies. Wat dis hoekom kyk jy die overall aan, maar terselfdertyd is dit Louis Vuitton handsak saam met die overall. Dis nou nie actual van 'n horlosie wat onder die Ja, presies dit. Ja, En 'n Maar as braaitjie. jou horlosie soveel gekos het, jy hom ook onder iets werk. Maar dis die ding is hulle daag op in hulle rooi pakkies, maar dis 'n braaitjie hier onder en dit is baie duur skoene. So dis die ding is hulle roleplay as werkersklas, maar hulle is nie. Maar wat hulle gaan met terugvat en ek dink dis al wat hulle kan moontlik doen, want die EFF alleen is nie genoeg nie. Is om te sê ja, ons betaal 'n prys, maar ons het ten minste die GNU gesink. Maar daar is nie 'n wentaktiek nie, want baie min kiesers is negatief oor die GNU. Die ANC is kiesers is redelik positief oor. Uiteindelik is al bietjie dit het gehelp vir stabiliteit ja, en presies, meer dit is al groot vertroue. mense in die vertrek ensovoorts. So ek voorsien dat die ANC nie die begroting gaan deurkry sonder hulle koalisievennote nie. En hulle gaan hulle stoei en hulle spartel en hulle is nou besig om te probeer uitglip hierdie kant en daai kant. Maar uiteindelik gaan hulle die harde werklikheid moet hê van ons het nie die hoeveelheid geld wat julle wil spandeer nie. Ja, jy moet besnoei, daar is meer ruimte nie. Jy gaan moet iets los. En jy gaan Maar jy moet hoef nie onderwys te los nie, jy hoef nie die polisie te los nie. Daar's ander vet wat gesny kan Daar kan, maar kyk, en dis nou waar so ek voorsien die hele debat en daar's min wat 'n tyd so ryp is soos 'n debat oor regstellende aksie en daai goede is. Swart ekonomiese bemagtiging net weens hoe die verkrygingsformule werk, laat outomaties 'n 25% premie toe op alle aankope reeds. Ja, so dit maak dit stoot jou rekening op met So jy kan nou dink 25% vir goed onder 50 miljoen en 11% vir goed bo 50 miljoen. Minimum. So jy kan indink die staat spandeer net samsak realisties tussen 11 en 25% te veel weens hierdie verkrygingsbeleid op elke liewe ding. So daar is mildelik ruimte om hier in te gaan en te sê waarvan ons kyk na voorkeurverkryging of ons kyk na SCB bietjie afstel. Hulle gaan dit nie doen nie, maar jy kan die druk nou begin oplaai want die 50-50 kans is ek nie seker hulle gaan 'n begroting hê môre nie. Hulle vergader nog Woensdagoggend. Ja, reg voor die begroting, ja. En Maar dit is ook nie eintlik al klaar geskryf wees nie. Hy moet so ons gaan dit gaan dalk snaaks wees dat u nog 'n Biden trek met pause now en dan gaan refer to notes in die middel van dit. Ja, daai arme man as hy nou weer daar by 'n perskonferensie moet sit en sweet en afvee en dan gebeur vir hom arme man nie. Hy maak nie herhalende opmerkings. Hy het my werklik met die vorige begroting het hy vir my sy ware klere gewys. Weet hy net toe net hy's nie daar om hulle moet besluit vir die ANC is dit regtig dis die eerste keer kyk hulle het verloor die verkiesing verloor, hulle het nie gekry wat hulle wou nie. Toe het hulle so bietjie noem dit nou maar die rebound verhouding met die DA aan die gang gehad wat hulle nie lekker gedink hoekom hulle in dit is nie, maar dit is lekker en hulle doen dit. En toe begin besef maar eintlik regeer ons kan dis Cyril se toespraak 8 Januarie ook is. Ja, hierso is nou ander koalisievennote met die ANC is in beheer. En ons sien en daar's min goed wat so snaaks is dit. Ons sien die GNU as 'n voertuig vir die nasionale demokratiese revolusie. Ons gaan hulle gebruik om die deur te voer. En toe die werklikheid nou gebyt wat sê nee. Die voriges was deur. Hierdie een moet ons vir julle stem en ons gaan nie vir julle stem nie. En nou deel hulle met hoe ons is nie in beheer nie en dat dit veroorsaak 'n krisis in die ANC. En
as hulle vasval môre sal dit actually net dit ongetwyfeld goed as al weer nie 'n begroting is nie. Maar wat los dit in praktiese terme wat gebeur dan? Dis nie soos Dan- in die FSA wat alles skielik Nee, die stilstaan. Ja, dis 'n regering stop shutdown, nie. wat? Dit is die vorige begroting hou net aan met geld. En Maar dit gaan hy opraak kon nie. dit oor 'n jaar, maar ek dink nie hulle gaan 'n jaar lank vassit nie. Ergens gaan jy moet 'n begroting deurkry. Okay. Jy gaan moet dit Word jy nou nog weer by jou medium termyn Dis die- begrotingsraamwerk kom. maar daar is nog, dis nie dat daar geen termyn. Tyd stap aan, dis al amper weer by verkiesing. Maar dis wonderlik is dat hulle vassit dat die ANC net elke keer daai les leer want hulle het nou weer gegaan met die vorige begroting. Nee, okay, ja, ons het nou geleer. Nou het hulle weer opgedaag by die genoeg en sê hulle, okay, julle was ongemaklik met 'n BTW verhoging van enige aard. Sê ja, yes, ons gaan vir geen BTW verhoging stem nie. Dis reg. So wat van 1%? Ons het gesê geen. Ja, maar as jy 0,5 Luister, 'n mens moet hulle punte gee vir volhard hoor. Ons hou nie op nie. dan dit maar dis die fascinerende deel. Dan dalk Oh, jy wear deel you op. down. Die deel het 'n hele plan as jy luister jy kan hier sny dan's alles in begroting gaan sê ek hoor 0.5%. Ek hoor jou. Daar. Maar kom ons maak dit presies voorstel 0.5 oor 4 jaar sê. Dan maar so dit weer 2%. Ja, jammer. 0.5 nou. Maar nie tegnies Anders nie tegnies raak. Hier kom nou weer met jou gedagtegemis. Presies dit. Ek dink So, wat lekker is van hierdie hele ding is net om vir die ANC om te besef hy kan nie net meer stoomrollers soos Maar- hy voorheen gedoen het nie. Jy kan nie meer 100% net doen wat jy wil nie. En dan gaan die leier van die ANC en staan op 'n podium en sê ons kan julle almal beteken niks nie. Ja. Ons doen nog steeds wat ons wil doen. Hoe ek die gedagtegang Okay, maar goed daar Nico, rondom- hulle leer stadig maar hulle gaan leer. Ja, daai stoomroller gaan binnekort deur jou. dit roller. is maar dis wat nou hulle die begroting is die groot toets vir die GNU van die begin af was dit daar's 'n paar goed maar ek verstaan ook die wette is deur 'n strekkie jy kan nou uitloop of Ja, nie ja. maar hulle kan nie die deur sit Daar's sonder 'n die ja nie rompslomp. hulle kan die EFF inkry maar hulle gaan te min wees hulle is nog steeds nie op 50 nie en daar's min MK partye gaan wat gaan definitief back MK sal nie hy gaan nie 'n BTW verhoging back nie maar hy gaan 'n besonders nie 'n begroting wat Cyril Ramaphosa voorstel back nie so daar's niemand regtig dalk is Goodless om dit te doen kom ons kyk of is daar 'n begroting as daar een is kan ek nie sien hoe enige belastingverhoging anders as die sluitbelastings wat is ons verhoog nie die kerwe nie Kerwe is, en ons maak bier en brandewyn baie Mediese duurder. fondskrediete. Mediese fondskrediete is van anders as daai belastinglig maar ek kan nie sien hoe hulle dit doen nie en dis ongetwyfeld goed want kyk die aanset dis nie 'n lekker 2 maande nie verstaan gaan mooi Ja, maar hulle moet nou maar klaar op die arm ja, neer maar leef. dis die punt is hulle het nou lekker kokkie alles living my best life en toe word hulle 3-4 keer in die gesig geslaan eers deur Trump en toe deur die begroting en toe deur hulle Natal en hulle Gauteng afvaardigings ensovoorts so ek sal met liefde drink op nog ou in die gesig vir die ANC ek is heeltemal Was heel pad soos #YOLO en nou so 'n bietjie #FML en so. dit is exactly so